Goeiedag, ja. Hierdie saak handel oor 3 metropolisielede wat in 2022 'n persoon van die publiek afgepers het om R3000 afkoopgeld te betaal, omdat sy na bewering nie 'n geldige permit gehad het op haar splinternuwe voertuig. Nou die saak het 2 paaie geloop. Aan die een kant was dit die dissiplinêre proses, 'n interne proses wat nog afgehandel is in my tyd as burgemeesterskomitee lid vir gemeenskapsveiligheid. Hierdie persone is daar na vele kere se uitstel ook uiteindelik skuldig bevind en is gevolglik afgedank as metropolisielede. Hulle is ook gediregistreer as lede van enige verkeersdepartement of 'n metropolisie. So hulle sal nooit weer daar kan funksioneer nie, want hulle was skuldig bevind. Na bewering is hulle ook het hulle geappeleer, maar hulle appel was nie gehandhaaf nie vir verskeie redes. Intussen is die kriminele proses waar hulle aangekla is van afpersing nog sloer dit al reeds van 2022. Hierdie voorval het plaasgevind op die 7de Julie 2022 en was daar al verskeie geleenthede met voorverhore wat elke keer uitgestel is sedertdien. Vanoggend was dit veronderstel om die verhoor te wees en is daar nou weer van vertragingstaktiek gebruik gemaak om te sê hulle het 'n nuwe regspan aangestel. Nou die prokureur wat na bewering aangestel is, was ook nie teenwoordig in die hof nie en die landdros het baie sterk daaroor gepraat en hy het gesê hierdie saak sal elke dag op die hofrol verskyn totdat hulle prokureur beskikbaar is. En indien hy nie sou opdaag nie, sal daar 'n lasbrief uitgereik word vir die inhegtenisname van die prokureur vir minagting van die hof. So die landdros is nou baie ernstig, want dit kan nie so aangaan nie. Hy het ook in sy uitspraak gesê, daar word dikwels gesê die howe vertraag die prosesse, maar dis baie keer en soos in hierdie geval duidelik dat dit ook die beskuldigdes is wat die prosesse vertraag. So ons sal hoor wanneer gaan die verhoor voort en dan sal ons sien watter kant toe dinge sal neig. Maar daar's 'n baie sterk saak, kan ek bevestig, en soos ek sê, by 2 geleenthede het hulle nie geslaag nie en is hulle skuldig bevind.